Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ons is vandag hier by Magogong se area op Vallaard skema. Ek praat hier met Dirkie McKenzie. Hy gaan my meer vertel sy ervaring met World Focus Agri. Hy gebruik so 'n klompie van hulle produkte. Hoekom, waarom, wat is die waarde toevoeging wat hy kry uit hierdie goed en hoe kan hulle dalk by jou boerdery inpas? So kom ons luister. Dirkie, hoe gaan dit? Goed Joepie. Wat rustig. Sê gou vir my, julle is hier Vallaard skema. Verduidelik my gou, hoe lyk julle boerderyaktiwiteite? Wat doen julle plus minus? Ja, dis maar besproeiing, powerts, en 'n klompie pekanneute. Onder die powerts het ons glo baie aan wisselbou. Ja. So ek plant elke jaar my katoen, Ja. 'n deel katoen. En dan in die somer het ons dan nou grondmondjies en weet wat na koring en gars kom. Mielies, vir jare het ons meer, die laaste eintlik 2 jaar na die kippie mielies toe geswaai. Vir die prysding, julle weet maar, en dan het ons 'n bietjie saadmielies vir EGT geplant vir jaar wat ons gaan try, wat Zambië toe moet gaan. En lucering is maar deel van die pakkie, al effens 'n moeilike jaar of 2 op die lucering. Praat jy nou? Ja, en dan maar sojaboontjies, maar dit soos ek sê, alles gaan daaroor dat ons balans het en wisselbou het. So julle is ordentlik gediversifiseer wat die gewasse aanbetref. Want ek weet as jy mos nou net koringmielies, daai monokultuur besigheid werk nie lekker nie. So ek stem saam met jou, hierdie wisselbou storie baie belangrik. Maar soos alles in die lewe, die goeders moet op die einde van die dag volhoubaar wees. Nou, julle werk nou al so die afgelope 4-5 jaar met World Focus Agri. Dis nou hulle Glio Grow en Root Sense as ek dit reg het en daar's mos nou 'n Glio Sense en al die goeders. Verduidelik my gou, wat is die hoofrede? Hoekom werk julle saam met hulle en wat se waarde voeg hulle vir jou toe? Ja, Joepie, soos ons sê, die wisselbou is baie belangrik. Ons het veral hier op Vallaard 15 jaar terug almal begin besef die monokultuur ding, jou kunsmisrekening raak net beter en jou giffies raak net meer. Ja. So ons moet na die grond ook kyk, die biologie. En dis hoe ek vir hom Attele ingebring het. Weet om weg te kom van uitsluitlik chemies af, nê. Yes. Bemesting veral. En die balans in die grond reg te kry. En jy kan dit nie doen sonder wisselbou nie. En hulle produkte het baie aminosure en vulvinsure en die koolstofgedeeltes in. En dan fokus hulle om op sekere strategiese tye die suikers in die plant reg te kry, jy weet, veral hier by pitvul en die energievlakke op te jaag om beter pitvul en beter bestuiving en beter groter pitte, swaarder pitte te kry. Nee, want ek het nou jare terug, het ek met van hulle goeders gewerk en toe ek nou vir Ada kry 'n Nelspruit. Toe vra ek nou vir hom, nou luister, wat 'n nonsens het jy daai tyd aan my verkoop, maar dit was nie hy gewees nie. Dit was een van die agente wat hy daai tyd gehad het, maar dit was ook een van daai goeders dat ek het half nie verstaan hoe die produk werk nie en waar sy werking inkom het. Toe het hy nou vir my verduidelik dat dit meer 'n energie reguleerder is, waar jou timing en al daai goeders belangrik is, waar jy wat insit op 'n vegetatiewe periode of 'n reproduktiewe stadium of wat ook al die geval mag wees. So, en toe sê hy vir my, nee, hy sal my bring na 'n ou toe wat nou al goeie sukses met die ding gehad het. So, sê vir my, hierdie tipe van bestuur om daai energie te bestuur en al die goede, dis nou obviously 4-5 jaar later, jy sal nie nou nog nie goed gebruik het, as dit nie werk nie. So wat was die resultate wat jy uit dit uitgekry het? Ja, soos ek sê, eintlik die belangrikste van daai produkte is timing, nê. Jy moet dit op die regte tyd en op die regte plek gee. En daar's nie wondermiddels nie. Jy weet self, hier op die skema moet jy alles reg try doen. Jy kan nie gooi nie iets in 'n kannetjie en dit skakel al jou probleme uit nie. Maar oor tyd en oor die jare het ek tog gesien met daai benadering, jy weet, die grond verbeter, die biologie verbeter. Jy kom weg met selle oeste, dalk partykeer beter, jy weet hoe die seisoene, maar met minder kunsmis. Ons sny al met die gars en die goeder, begin ek al stikstowwe sny en op die katoen sny ons al baie van 5-6 jaar terug
En ek dink dis die hele pakkie dan nou wat begin saamwerk, wat die biologie in die grond optel en goeters. En So jy my sê, want ek meen kunsmis is ons grootste uitgawe. kunsmis is definitief ons grootste uitgawe. So oor tyd is jy al besig om nou die vrugte te pluk van dit en jou produksiekoste gaan af, maar jou opbrengs bly dieselfde. Dis die groot doel, nee, dis die groot doel om die grond. En ons sien, weet, die lewe in die grond en goed is teenoor 15 jaar terug baie beter. So dis een van die redes wat ek die produkte gebruik. Dit help die biologie in die grond ook. Nou, hulle het nou 'n ander baie fyn kalsium ook, of 'n kalkbesigheid wat hulle dan nou meer as 'n kalsiumvoeding insit in die plante, en dat jy daarom nie nodig het om so elke jaar te bekalk en te kere te gaan nie. Jou ervaring met daai ding? Ja, Choppy, ek het dit nie van jaar gedoen nie. Oor een groot rede is die tyd wat ons dit gee. Ja. Is moeilik. Of hoe kan ek sê, toe ek dit begin gebruik het, ons het altyd die ton gips gestrooi op die grommetjies. Jy ken daai trick. Maar as dit so lyk, dan verniel jy daarom 'n land. En dis hoe ek daai gips van oom Attila World Focus begin gebruik het. Ek kon dit in 'n tank oplos en deur die pivots sit, ja. En dis die groot rede hoekom ek soontoe geswaai het. En dan het ons vir jaar ook laas jaar 'n nuwe planter gekry wat ek kan in die voorband plaas. Ons het selfs by die sojas en by die mielies kalsium in die wand geplaas, nee, tydens plant. Saam met die root wat nou al daai voordele het vir die wortelontwikkeling. En het daai gewerk? Dit definitief ek is tevrede, ja. En dan, okay, ek moet nou vir jou vra, soos hierdie jaar jy sê, jy kon dit nou nie gebruik, was dit nou maar net 'n kwessie van timing, daar was nie regtig tyd nie, of hoe het julle... Nee, ek het vir jaar, het ek 'n produk met die naam Nutricast gegee, wat baie sterk is, weet, voor die grommetjies, nee. So ek het nou gevoel, ek het nie die ekstra kalsium nodig nie, maar by die sojas en daai goede wat het ek wel die... Maar tyd sal seker nou leer of daai nou... Tyd sal nou leer, ja. Maar soos ek sê, ek het vooraf volgens my genoeg kalsium neergesit. En oor die algemeen, dit wat hulle af jou as 'n program bymekaar sit, is die goed koste-effektief ook, want jy weet, is baie maklik om in hierdie alternatiewe aanvullende produkte ook net weer jou oes te gaan koop op die einde van die dag, en mens moet kyk, ons het net nou vinnig daaroor gepraat, jy weet, besproeiingsboerdery is 'n baie lineêre besigheid, en dit is al wat jy insit, kry jy uit op die einde van die dag, en met hierdie tipe van goeders is dit half, as jy daarom hier en daar 'n free resource kan kry, 'n bietjie meer van die sonlig kan benut, en die goed wat jy verniet kry, dat jy dalk meer terugkry as wat jy insit, met so 'n program wat jy volg, voel jy dat dit op die einde van die dag is waantoe jy op pad is? Ja, soos ek sê, ons suig ook nie dan net uit die duim uit as ons 20 of 30 en minder gooi nie. Ons doen blaarmonsters op strategiese tye en definitief gars verseker. Ek kom elke jaar amper 'n bietjie af. Popcorn is nou nie die gewone mielie nie, so hy gaan ja. Niemand weet regtig wat om 'n popcorn te bemest nie. Ons probeer maar met blaarmonsters seker maak ons bly by die norm, nê, en almal die plant het alles wat hy nodig het. So wat jy vir my ook sê is gedurende hierdie hele proses, jy monitor elke ding die hele tyd, maak seker dat jy reg is, sodat wanneer jy kunsmis sny, dat jy weet, jy hardloop nie in moeilikheid nie, en as jy in moeilikheid hardloop, dan vul jy hom net aan. Ja. En het jy al in moeilikheid ingehardloop? Nee, ek kan nie sê dat ek al in moeilikheid ingehardloop het met die stikstof en goed, die normes bly gewoonlik, daarom is in plek. Maar jy probeer dan nou maar, weet, jy kan nie net gooi te blindelings nie, nee. Ja. Jy moet maar, as jy genoeg het jy mos genoeg. En soos ek sê, die goeders is baie timing spesifiek, jy weet, die groter koppe, beter inisiasie van die blomme, al daai tipe dingetjies.
dit help daarmee. En soos wat jy nou aangaan, is dit iets waarmee jy kan follow, wat jy vir ander ouens kan sê, luister, julle kan maar kyk na die besigheid. Ja, nee, ek sal. Jy moet net, soos ek sê, dit is maar 'n kopskuif. Jy kan nie, ek glo die wisselbou en alles dra by, soos ek sê, daar is nie een wondermiddel nie. Jy moet die biologie ding gaan oor balans en wisselbou. Right, dit is Dirkie McKenzie hierso van Vollard skema af. Okay, so, as jy belangstel om met World Focus in aanraking te kom, linkie bo of hieronder, dan kan hulle vir jou kom kuier. Maar ek dink wat hy sê is baie belangrik. Dit gaan nie oor een ding nie, is nie een silver bullet nie. Dit gaan oor jy moet weet presies waarom en hoekom jy elke ding doen. Timing is belangrik en op die einde van die dag kan jy ook dalk meer uitkry as wat jy insit. Dis hier van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.